En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," het Jesus vir hom gesê. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" Hierop het Jesus geantwoord: "'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom halfdood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so het ook 'n Lewiet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het ook hy aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonder verbind en olyfolie en wyn daaroor gegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê: "Versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom." Wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat deur die rowers oorval is? En hy het geantwoord: "Die een wat ontferming aan hom betoon het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Christelike toewyding bly nooit net binne in die hart of binne in die kerkgebou nie. Dit beweeg na buite. Goeiedag en welkom by Week van Toewyding, ons 5de en laaste sessie vir hierdie week. Ons het hierdie week gekyk na elemente van toewyding en vandag kyk ons na die element van diakonaat of diensbaarheid. Hoe ons toewyding gestalte vind uiteindelik in die wêreld daar buite. En die kernvraag wat ons dan nou vandag vra as 'n gemeenskap van gelowiges is: hoe word toewyding sigbaar? Wat is die vrug uiteindelik dan nou van toewyding? As ons nou moet dink aan die elemente van toewyding wat ons hierdie week bespreek het, ons het 'n bietjie gekyk en leidend na wat is toewyding en wat is toewyding nie, en hoe kan ons toewyding verstaan in ons geloofskonteks, en ons het gekyk na aanbidding, ons het gekyk na skrif en sakramente, en nou is die vraag, maar hoe lyk dit? Hoe word toewyding sigbaar vir ander mense? Nie net in my eie lewe nie, maar hoe lyk dit as dit dan nou uiteindelik gestalte vind in die wêreld daar buite? Nou, ek wil van die begin af sê, ek dink nie ons moet die fout maak om die diensbaarheid of die sigbaarheid van toewyding in terme van diakonaat te sien as 'n menslike eienskap nie, dat dit iets is wat ons self verwek nie, want ons kan baie maklik verval in oppervlakkige moralisme. Met ander woorde, of 'n ander manier om daarna te kyk is, wat maak 'n Christen, 'n gelowige mens, wat liefde bewys aan 'n vreemdeling, anders as 'n nie-gelowige mens, wat dade van liefdadigheid doen nie. En die eenvoudige antwoord daarvoor is dat uiteindelik begin diakonaat of hierdie diensbaarheid begin nie by die empatie van die mens nie, maar uiteindelik by God se karakter. Dit begin by God. God het, net soos wat ons gepraat het oor die skrif, dit is nie iets wat ons as mense, jy weet, uitgedink het of net 'n menslike ding nie, maar God neem die eerste inisiatief, God neem die eerste stap. En ons sien met ander woorde toewyding as God se karakter. En as ons sê ons is rentmeesters van God se koninkryk of agente van God se koninkryk, ons verteenwoordig God se koninkryk in die wêreld daar buite, dan is dit belangrik dat ons moet sê, maar as ons leef in diensbaarheid en ons geloof sigbaar maak, is dit omdat dit is wie God is. Nie omdat ons besluit ons wil oulik wees nie, maar omdat ons uiteindelik kinders van God is en God se koninkryk verteenwoordig. Luister 'n bietjie na Psalm 146 van vers 7 tot by vers 9. Wat die reg van verdruktes handhaaf,
aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry. Die Here maak die blindes se oë oop. Die Here rig die op wat te neergedruk is. Die Here het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge. Vaderloses en weduwees help hy op. Maar die pad van die goddeloses maak hy krom. Ons sien met ander woorde alreeds in die Ou Testament hoe God homself openbaar deur die skrif as 'n God met 'n hart vir mense. Een wat te nagekom word deur die ongeregtigheid en die boosheid van mense uiteindelik na toe uitreik en hulle uiteindelik beskerm. En ons sien dit ook in Jesus, nê? Ons sien hoe Jesus raak aan mense wat uitgestoot is deur die wêreld, wat geoordeel word deur die wêreld. Ek dink byvoorbeeld aan Johannes 4, die Samaritaanse vrou wat by die put van Jakob gaan om water te skep en sy is iemand wat baie skaamte oor haar het, wat nie deur ander mense gesien wil word, die mense wat nie met haar wil assosieer nie. Dis hoekom sy alleen in die hitte van die dag gaan water skep en hier kom Jesus 'n Jood na hierdie Samaritaanse vrou toe en hy vra vir water om te drink en hy deel met haar 'n ruimte en ons gaan nou kom by die eenvoud van om 'n ruimte te deel as 'n vorm van diakonaat. Ons sien hoe Jesus eet saam met sondaars. Ons sien hoe Jesus sy disippels se voete was. Nou, daai is vir my die beste voorbeeld hiervan want Jesus as die rabbi van sy disippels, die leermeester, dit sal nooit verwag word van 'n leermeester, 'n rabbi om sy disippels se voete te was nie. Nie eers andersom nie. In daai tyd was voete was iets wat jy nie eens van 'n Joodse slaaf kon verwag nie. Jy kon dit net verwag van een van jou slawe wat nie 'n Jood is nie. Maar as jy 'n Jood is en jy het 'n Joodse slaaf, mag jy nie eens van 'n Joodse slaaf verwag om jou voete te was nie. Hier gaan Jesus en hy neem hierdie vorm van 'n slaaf in wat die absolute uitdrukking van diensbaarheid is en hy gaan en hy was sy disippels se voete. En daai is vir ons die beeld van, ons het gepraat oor deugde van toewyding aan die skrif as nederigheid, maar nederigheid word sigbaar in diensbaarheid, wanneer jy ander bedien, nie om jouself te verhef nie, sonder dat jy iets daaruit uitkry, nie, absolute onselfsugtige liefde. So ons skuif van leerbaarheid en nederigheid wat uiteindelik sigbaar word in diensbaarheid. Nie as 'n deug van selfverryking nie, maar en dit is my so mooi hoe die goed met mekaar verband hou, nê. Diakonaat is toewyding en toewyding is diakonaat. Dit is hoe dit uiteindelik sigbaar word. Kom ons kyk ten slotte na Jakobus 2, vers 14 tot 17, wat sê: Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Hierdie uitdrukking van Jakobus stel dit so absoluut, is dat geloof het geen lewe as dit nie sigbaar word in dade nie. Nou, ek dink as ons hierdie hoor, ek weet nie van jou nie, maar ek het altyd hierdie idee in my kop gehad toe ek in die kerk groot geword het, maar ons kan diakonaat bewys deur net, jy weet, ons gee geld vir 'n saak of dit beteken iets ekstreem, jy weet, ons moet nou iets verskriklik groot gaan doen. Maar daar is 'n stuk eenvoud in die Bybel as dit kom by diakonaat, wat ek dink ons mis. En dis juis in hierdie eenvoud waar ons sien hoe groot God se liefde word in die mees basiese ding. Ek was op 'n stadium op 'n uitreik gewees saam met 'n groep studente toe ek self student was
En ons het die tipiese ding gedoen, jy weet, waar jy op 'n uitreik gaan na een of ander, jy weet, plakkerskamp toe. En jy gaan en ons kom daarso en ons sing natuurlik saam met die kinders, jy weet, tipiese Jesus liedjies en lees Bybel en ons deel kos uit. En niks fout daarmee nie, nê? Dit alles klink goed op papier. Maar dan praat ek met die mense. Ek praat met die kinders se ouers en dis van die gelowigste mense wat ek in my lewe al ontmoet het. Dis mense wat, jy weet, hulle gaan elke Sondag kerk toe, hulle maak hulle kinders groot in die geloof, hulle het Bybels in hulle huise, hulle is godsdienstig, hulle is gelowig, hulle is kinders van God. En jy kom baie keer met 'n, ek noem dit maar in Engels faith privilege, nê. Geloofshoogmoed na mense toe. En ons kan nie dit doen nie. Jy kan nie God se genade deel vanuit 'n posisie van geloofshoogmoed nie. So wat van as ons eerder kyk na dit wat die Bybel ons leer oor diakonaat, die eenvoud daarvan en die eenvoudige goed doen. Luister 'n bietjie hierna. Ek dink as ons kyk na plekke in die Bybel waar God mense stuur, dan stuur hy hulle om net te wees by daai mense. Net te wees en die evangelie te deel. Te wees en te luister. Ek dink aan Handelinge 8, waar Filippus gestuur word om saam met die hof van die Kandake, die koningin van Ethiopië, wat al geld beheer het. Hy gaan om te aanbid. Nie Filippus nie, dis nou die hofdienaar, die eunuch, hy gaan om te aanbid en hy kom terug van die tempel af en hy lees uit die profeet en dan word Filippus gestuur en hoor die eenvoud van die opdrag. Hy word nie gestuur om te sê gaan red daai Ethiopiër en verkondig aan hom die evangelie en gee vir hom kos en die opdrag wat hy kry is gaan loop saam met daardie wa. Dis dit. Gaan loop saam met daardie wa. Met ander woorde, gaan deel 'n spasie met hierdie persoon, gaan deel tyd en ruimte. Dit is hoe eenvoudig dit is. En hy luister en hy vra vir hom, verstaan jy wat jy lees? Dis al wat hy vir hom vra is, verstaan jy wat jy lees? En jy kan gerus self verder na die gedeelte gaan kyk, maar hoe wonderlik daar dan 'n verbintenis gebeur deur die eenvoud van om net 'n ruimte met iemand te deel. En ek dink daai eenvoud kan ons help in ons lewe om wanneer ons geroep word, want 'n vraag wat ons moet vra vandag is, waar roep God jou om te dien? En wie is die persoon wat jy al lankal raak sien, maar nog nie nader aan beweeg het nie? Andy Root, Amerikaanse teoloog wat daar by Yale klas gee, hy vertel hierdie storie van 'n hoogs gesogte Dietrich Bonhoeffer, 'n hoogs gesogte teoloog, 'n Duitse teoloog, boeke en boeke geskryf het wat, jy weet, meer antwoorde het op enige iets teologies as die algemene mens. En hy is op 'n dag in sy studeerkamer en hier kom 'n seentjie na hom toe. Die seentjie huil snot en trane want die seentjie se hond is dood. En hy huil en Dietrich Bonhoeffer vra vir hom, hoekom huil jy? En hy sê nee, sy hondjie is dood en hy wil net weet of sy hondjie hemel toe gaan. Nou, natuurlik het Bonhoeffer daar die regte antwoord, die beste teologiese antwoord, en die antwoord is in alle waarskynlikheid nee. En Bonhoeffer besef sy roeping hier, sy diakonaat, sy diensbaarheid is nou om in hierdie kind se ruimte in te gaan en 'n plek met hom te deel en net die eenvoud van diakonaat in toewyding te gehoorsaam. En hy kniel langs aan die seentjie en hy sê vir hom, ja, jou hondjie gaan hemel toe. Hy het in sy ruimte ingegaan. Hy het hom kom ontmoet waar hy is. En is dit nie maar wat God met ons doen nie? God kom ontmoet ons waar ons is. En dit is hoe eenvoudig dit is om diensbaar te wees. Gee jou tyd en jou teenwoordigheid. Dit kan baie keer baie meer werd wees as jou geld. Luister na mense en moenie oordeel nie. Skep 'n atmosfeer. Die Gen Z woord is 'n aura. Skep 'n atmosfeer van
kalmte, van jy kan my vertrou, van vertroue. Dat mense voel hulle kan met jou praat oor enige iets, dat jy werklik luister om te luister, om teenwoordig te wees. So gee jou tyd en gee jou teenwoordigheid onvoorwaardelik in liefde. Kom ons bid saam en dan sluit ons vir hierdie week van toewyding af. Here ons God, U wat ons eerste lief gehad het, U wat in Christus gekom het om te dien en deur U Gees ons harte sag maak. Seën ons nou soos ons uitmekaar en in die wêreld ingaan. Seën ons oë dat ons sal raak sien waar mense seer het. Seën ons ore dat ons sal luister na stille nood. Seën ons hande dat hulle gereed sal wees om te help. Seën ons voete dat hulle ons sal neem na die wat alleen is. Bewaar ons teen moegheid sonder hoop, teen diens sonder liefde, teen gees sonder wysheid. Leer ons om te dien met vreugde, met nederigheid en met vertroue, dat U self saam met ons werk. Mag ons waar ons gaan draers van die lig, U vrede en U ontferming, en mag mense deur ons klein eenvoudige dade iets sien van U groot genade. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die dienaar koning ons Here. Amen.